Ons maak ons hart stil voor die Here, dan bid ons net saam. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As hy siele skuldoffer aanbied, sal hy 'n nakroos sien. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan die ryklik geskenk van God die Vader, deur sy Seun Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker. Amen. Kom ons sing nog 'n lied as oorgangslied. God is liefde, juig ons harte. Kom ons staan en sing ons 4 verse saam daarvan. Nou die wat die Bybel gebring het, nooi ek dan ook om op hierdie besondere dag saam met my die woord van die Here oop te maak en wel by Markus hoofstuk 15. Markus die 15de hoofstuk. Ek het nou gesê ons gaan tot daar by die 15de vers lees, maar ek gaan vir u dan ook tot by die 20ste vers lees, daar die 5 verse by dit. Markus hoofstuk 15, ons gaan daar vanaf die eerste vers met mekaar saam lees. Markus hoofstuk 15, ons lees vanaf die eerste vers met mekaar saam. En dadelik vroeg in die môre het die owerpriester saam met die ouderlinge en die skrifgeleerdes en die hele raad 'n besluit geneem. En nadat hulle Jesus geboei het, het hulle hom na weggelei en aan Pilatus oorgelewer. En Pilatus het hom gevra, "Is u die koning van die Jode?" En hy het geantwoord en vir hom gesê, "U sê dit." En die owerpriesters het baie beskuldigings teen hom ingebring. En Pilatus het hom weer gevra en gesê, "Antwoord u niks nie? Kyk hoe baie getuienis het hulle teen u ingebring." Maar Jesus het niks meer geantwoord nie, sodat Pilatus hom verwonder het. En op die fees was hy gewoond om een gevangene, die een wat hulle gevra het, vir hulle los te laat. Daar was 'n sekere Barabbas, wat met die mede-oproepmakers in die gevangenis was. En hulle het in opstand 'n moord begaan. En die skare het geskreeu en begin vra dat hy vir hulle sou doen soos altyd. Toe antwoord Pilatus en sê vir hulle, "Wil julle hê dat ek vir julle die koning van die Jode moet loslaat?" Want hy het geweet dat die owerpriesters hom uit nydigheid oorgelewer het. Maar die owerpriesters het die skare aangehits dat hy liewer Barabbas vir hulle moet loslaat. Toe antwoord Pilatus weer en sê vir hulle, "Wat wil julle dan hê moet ek doen met hom wat julle koning van die Jode noem?" En hulle skree weer, "Kruisig hom." Maar Pilatus sê vir hulle, "Watter kwaad het hy dan gedoen?" Hulle skree toe nog harder, "Kruisig hom." En omdat Pilatus aan die skare hulle sin wou gee, het hy Barabbas vir hulle losgelaat. En nadat hy Jesus laat gesel het, het hy hom oorgelewer om gekruisig te word. Toe lei die soldate hom weg in die binneplaas, en dit is die goewerneur se paleis, en hulle roep die hele leerafdeling bymekaar, en trek hom 'n purperkleed aan en vleg 'n kroon van dorings en sit dit vir hom op. En hulle begin hom begroet, "Wees gegroet, koning van die Jode." En hulle slaan hom met 'n riet op die hoof en spieg op hom en val op hulle knie en buig hom hulde, verskoon en bring hom hulde. En toe hulle hom bespot het, trek hulle hom die purperkleed uit, trek hom sy klere aan en hulle lei hom weg om hom te kruisig. Liewe toehoorder, as ons na hierdie gedeelte kyk, dan besef 'n mens net dat die Here 'n groot werk vir ons kom doen het. En daarom ook ons teks van oordenking, Markus 15 vers 15, en omdat Pilatus aan die skare hulle sin wou gee, het hy Barabbas vir hulle losgelaat, en nadat Jesus laat gesel het, het hy hom oorgelewer om gekruisig te word. En gaan ons praat oor Jesus word gekruisig. Mag die Here by hierdie geleentheid, maar net met ons kom praat, ons harte kom voorberei, ook vir hierdie oordenking van die woord. Kom ons sit net so en dan doen ons net 'n kort gebed saam. Here Jesus, ons eer U dat U die koning nie net van die Jode nie, maar van die wêreld geword het. En U het gesê as U verhoog word, dan sal U die mense na U toe trek. Soos ons daar in Jesaja
53 vers 10 dan ook gelees het, as u 'n skuldoffer aanbied, dan sal u 'n nakroos sien. U was bereid daardie offer vir ons elke ene te bring. Here, daardie Engelse gedagte, die prys wat ek nie kon betaal nie, het u betaal. Here, ons wil vir u dankie sê daarvoor, dat u bereid was en gewillig was vir die kruis, sodat ek wat dit nie kon gedoen het nie, omdat ek sondig is en skuldig is, omdat enige mens op aarde in sonde ontvang en gebore is, het u daardie prys vir ons aan die kruis betaal. En dankie vir die kruis, dankie vir die sonde wat u gedra het, en dat daar deur u kosbare bloed vir ons vergifnis, maar ook verlossing en vrymaking van die bande van sonde is, en u vir ons die genade gee om vir u nou te lewe. Kom ontmoet met ons by hierdie geleentheid, kom staan u by ons stil, en Here, dat u woord in ons harte ingegrafeer sal word, en dat u woord tot ons sal spreek. Ons bid dit om Jesus naam ontwil. Amen. Liewe toehoorder, as ons maar na hierdie gebeure hier kyk, dan is dit vir ons as kinders van die Here 'n heilige dag, 'n dag waarop die Here Jesus Christus gekruisig het, is. Maar soos wat ons deur hierdie gedeeltes in die oggend ook gegaan het, en laasweek en Sondag al reeds begin het by Palm Sondag, moet ons besef dat in die geskiedenis, dat dit vir hulle 'n doodnormale dag was, 'n dag waarin daar baie aktiwiteite plaasgevind het. En as ons deur hierdie boodskap ook werk, dan sal u sien hoeveel aktiwiteit hier is, en ek kon dit nie eers almal saamgevat het, wat alles rondom die Here Jesus Christus gedraai het vir hierdie dag nie. Want dit sou ons sekerlik 'n groot deel van hierdie dag gevat het, as ons al hierdie dinge moes hanteer en behandel het. En daarom het ek belangrike kerngedagtes gevat, wat ek vanoggend dan net met u wil deel. En moet ons verstaan ook, dat al hierdie dinge het gebeur, van 12:00 die nag, tot 6:00 daardie middag. So in 'n kwessie van 18 ure, het al hierdie dinge afgespeel, van hulle die Here Jesus Christus, daar in die daar op die Olyfberg, daar in Getsemane, toe hy daar gebid het en benoudheid was teenoor sy disippels, dit erken en bely het dat sy siel bedroef is, en daar die disippels gevra is saam met hom te waak en te bid, en die Here Jesus Christus gevange geneem is nadat hy verraai is, en al die gebeure wat daartoe gebeur het, hoe hy daar so na Kajafas se plek toe geneem is, hoe hulle daar met hom gespot het, geslaan het in die gesig, nadat hy geblinddoek was en gesê het, maar profeteer wie dan ook geslaan het, hoe hulle hom weggelei het van daar af, nadat hierdie owerstes by mekaar gekom het, hierdie wetgeleerders, hierdie mense, wat eintlik die waarheid moes verkondig het, en hulle vat hom daar na Pontius Pilatus, van Pontius Pilatus af, na Herodes, van Herodes na Pontius Pilatus, en hoe al hierdie aktiwiteite plaasgevind het, en later die Here Jesus Christus gekruisig moes word, en al die gebeure rondom die kruis, wat daar gebeur het. Hierdie is maar 'n kort samevatting, maar dink maar net, hierdie dinge wat ek nou vir u genoem het, in 'n kwessie van 18 uur het al hierdie dinge plaasgevind. En die Here Jesus Christus het dit vir die mensdom kom doen, in die volheid van die tyd. Toe dit nodig was dat die mens dan daar die verlossing en versoening van die Here Jesus Christus moes ervaar, het hy gekom in daardie tyd, om dan ook vir ons, nadat daar 'n 400 jaar stilte plaasgevind het, van die Ou Testament tot die Nuwe Testament, dat die Here Jesus Christus na hierdie wêreld toe gekom het, vir u en vir my, om aan daardie vloekhout te hang, want die woord van die Here sê, vervloek is elkeen wat in 'n hout hang. En die Here Jesus Christus het vir u en vir my 'n vloek geword, sodat ons deur daardie verlossingswerk, deur die kruiswerk, daardie versoening van die Here Jesus Christus kon ervaar, waar God en mens met mekaar versoen kon word. Want sonde het ons van God geskei,
As die woord van die Here vir ons sê in Romeine 5 vers 12, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en die dood tot almal deurgedring het, en nou sê die woord, omdat almal gesondig het. Niemand uitgesluit nie. Daarom moet ek besef en onder die oortuiging van sonde kom, wanneer die Heilige Gees in my hart kom werk, en ek besef wat Jesus Christus aan die kruis vir my kom doen het op hierdie dag, 2000 jaar terug, sodat ek kan lewe. Sodat daar lewe en ewige lewe vir my bewerk kon word. En daarom het die Here Jesus Christus kruis toe gegaan vir u en vir my. As ons deur die woord van die Here blaai, is daar 'n paar gedagtes wat ek tog met u wil deel, en die minder as 10 gedagtes vanoggend nie, en ek glo dat ons vinnig genoeg sal deurwerk deur dit, maar dat u ook sal besef, wat het dit alles beteken vir u en vir my. Jesus bid op die Olyfberg, Markus 14 vers 32 en 33, toe kom hulle 'n plek waarvan die naam Getsemane was, en hy sê vir sy disippels, sit hier onderwyl ek gaan bid. En hy neem Petrus en Jakobus en Johannes saam met hom en begin ontsteld en benoud te word. Sekerlik in die vorm van die mens, waarin hy sy menslike gestalte was, waar hy hier die godheid eenkant moes gesit het en as mens in hierdie wêreld ingekom het, om soos 'n mens behandel te word, soos 'n mens vir ons aan die kruis te sterwe. En die Here Jesus Christus vat daar 'n paar disippels saam met hom, naamlik Petrus, Johannes en Jakobus, en hy sê, waak en bid dat julle nie in die versoeking kom nie. Hierdie hele gedagte van waak is om wakker te bly, om sonder slaap te wees. En die Here Jesus Christus kom sê, maar kom bid saam met my, want my siel is bedroef binne my, ek is benoud. En ken ons daar die benoudheid van die Here Jesus Christus, dat die woord van die Here dan ook vir ons sê, dat sy sweet het soos bloeddruppels geword, in sy menslike vorm, daar die benoudheid om te besef, dat ek die sonde van hierdie wêreld op my moet neem, dat ek aan die kruis moet gaan sterwe, vir die mensdom, sodat hulle gered kan word, hierdie sondelose volmaakte lam, wat daar die prys vir u en vir my moes betaal het. Die Here Jesus Christus, daar in die tuin van Getsemane. En het jy al gewonder, hoekom daar in die tuin van Getsemane? Was dit nie in die tuin van Eden, waar die sonde ingekom het nie? En waar die Here Jesus Christus in die tuin van Getsemane, die sonde op hom moes neem, waar hy vir die Vader vra, as hierdie beker tog by my kan verbygaan, nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. En die Here Jesus Christus kyk in daardie beker in die tuin van Getsemane, en hy sien die sondebelaaide wêreld, en hy moet daardie sonde op hom neem, om vir u en vir my verlossing aan die kruis te gaan bewerk. Gewilliglik ledig hy daardie beker van sonde, en hy word sonde vir ons. Hoor mooi, hy het sonde vir ons geword, hy is nie 'n sondaar nie. Dat ons dit moet besef, al hierdie dinge wat die wêreld vandag aan die Here Jesus Christus toesê, ek wil dit nie eers van die kansel af sê, want dit is skandelik, om te dink dat die Here Jesus Christus dit enigstens in sy gedagtes sou gehad het, om daardie praktyke te beoefen. Nee, hy het daai praktyke op hom geneem, sodat mense gered kan word van daardie praktyke. Sodat hulle verlos kan word uit hierdie sondige wêreld. En daarom het hy gewilliglik dit op daardie dag geledig, sodat ons gered kan word van ons sonde. Maak nie saak watter sonde daar begaan is nie. Die Here Jesus Christus was bereid daar in die tuin van Getsemane, om homself oor te gee as diensknegt, om die sonde van die wêreld op hom te neem, en vir ons kruis toe te gaan. En daarom, dat die Here Jesus Christus homself oorgegee het, om gevange geneem te word, Markus 14 vers 44,
En sy verraaiers het 'n teken met hy afgespreek en gesê, die een wat ek sal soen, dit is hy, gryp hom, neem hom met sekerheid weg. Hoekom? Met sekerheid. Dit is deur Jesus Christus, dit is hy wat daar aan die kruis moes gaan sterf het. En watter hartseer, as 'n mens daaraan dink, Judas Iskariot, een van die binnekring. Een van die binnekring, wat bereid was om die Here Jesus Christus met 'n soen te verraai. Ek wonder maar net, as ons daar eendag voor die Here moet gaan staan, hoeveel mense gaan nie in hierdie posisie wees wat in die kerke gesit het? Wat maar net op 'n lidmaatregister tevrede is en net so nou en dan by 'n kerk uit te kom, terwyl hulle sê ek het die Here met my hele hart lief, maar die vrug daarvan sien 'n mens nie in die lewe nie. Want wat het die Here Jesus Christus by die vyeboom gesoek? Hy het vrug gesoek. En hierdie hele gedagte, hierdie man, daardie vrug wat Judas Iskariot gedra het, om Jesus met 'n soen te gaan verraai, en later het hy homself gaan ophang, seker uit skuld uit, vir dit wat hy gedoen het teenoor die Here Jesus, nadat hy daardie 30 silwerstukke vir daardie owerstes teruggegee het. Weet jy wat? As ons die gedeelte mooi gaan lees, dan sê die woord van die Here, Jesus het in daardie oomblikke hom nog vriend genoem. Die Here se genade was vir hom nog beskikbaar gewees. Hy kon nog reg gemaak het. Die Here het hom nie veroordeel vir dit wat hy gedoen het nie, want hy het sy hart geken. Hy's 'n sondaar en hy word gedryf deur die ene wat die sonde in ons dan ook aanwakker, naamlik die Satan, wat 'n leeu is wat die mens soek om hom te vernietig, sê die woord van die Here. Hy sê daar in Johannes 8 vers 44, julle het die duiwel as vader, die begeertes van julle vader wil julle doen. Dit is wat Judas Iskariot gedryf het. Hy was nog onder die vaderskap van die Satan. Die Satan het sy hart vervul. Liewe toehoorder, dis hoe dit gaan met die wêreld. As hulle harte vervul word met die Satan en sy dinge, dan verraai hulle die Here Jesus Christus met 'n soen. Daarom dat ons ook moet weet dat die Here Jesus Christus daardie oomblikke soos 'n misdadiger hanteer is. Julle moet hom gryp en hom met sekerheid wegneem. Hy sou daar aan die kruis ook gehang het as misdadiger. Jesaja 53 vers 4 sê, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. As misdadiger is die Here Jesus Christus hanteer. En hoe sou hulle misdadiger hanteer? Met wit handskoentjies? Nee, beslis nie. Daarom het hierdie soldate so ver sou gegaan het, om die Here Jesus Christus met 'n vuis in die gesig te slaan, nadat hulle hom geblinddoek het, hom gespot het daardie oomblikke. Kan jy jouself dit indink? Dat hierdie wêreld so verduister was, dat hulle nie die redder raak gesien het nie. Maar soos 'n misdadiger het hulle ons Here Jesus Christus hanteer. Die Here Jesus voor die Joodse raad, toe hulle hom gevange geneem het, daarna Kajafas se huis toe geneem het, hoe hy daarso dan hanteer is, toe daardie owerpriesters en daardie skrifgeleerders, daardie ouderlinge, die mense wat eintlik nodig was, wat die leiding moes gegee het, hoe hulle teen die Here Jesus Christus as verlosser gedraai het, terwyl die skrifte op hom gewys het. Markus 14 vers 53 en 54. En hulle het Jesus weggelei na die hoërpriester, en al die owerpriesters en die ouderlinge en die skrifgeleerders het by hom vergader. Hulle wat eintlik die leiersfigure moes gewees het. Hulle wat die waarheid verkondig het, sogenaamd. Hierdie mense soek geleentheid om die Here Jesus Christus dood te maak. Hoekom? Hulle eer is op die spel.
Hulle volgelinge het minder geraak. Hulle is nie meer so gewild onder die mense nie. En hulle doen allerhande dinge nou, om hulle gewildheid weer terug te kry. En hoe doen hulle dit? Hierdie Jesus moet aangekla word. Ons moet beskuldigings teen hom kry. En hulle laat 'n klomp mense, sommer mense wat nie eers Jesus geken het nie, allerhande beskuldigings bring. En op 'n stadium word deur Jesus Christus gedwing om antwoord te gee. En wat sê Kajafas? Skeur sy klere en gesê, het ons nog bewyse teen hom nodig. En hulle vat die Here Jesus Christus om hom weg te lei. En weet jy wat was die aardseer? Ons lees in vers 54 van Markus 14. En Petrus het hom van ver af gevolg. Hoeveel kinders van die Here volg die Here Jesus Christus vandag nie van ver af nie? Hoeveel van die kinders van die Here Jesus is daar eenkant? Wanneer daar lekker dinge is wat plaasvind, dan is ons daar. Wanneer die wonderwerke plaasvind, is ons daar. Wanneer mense ons kan raak sien, is ons daar. Maar wanneer dit swaar gaan en ons lewe op die spel geplaas word, dan wil ons op die agtergrond wees soos Petrus. Liewe toehoorder, waar staan ons teenoor die Here? Want dit het gemaak op die ou einde van die dag, dat ou Petrus deur Jesus Christus verloon het. Hoekom? Want daar het 'n geestelike afval kom in sy lewe. Toe die Here daar in die tuin van Getsemane vir hom gesê het, Petrus, jy gaan my sekerlik verraai. Nee, Here, ek sal U nie verraai nie. Daarso by die nagmaal geleentheid. Here, ek sal U nie verraai nie. En Petrus so selfvoldaan is, Here, al sal al hierdie mense U verraai. Ek is selfs bereid om saam met U in die dood in te gaan. O, my Christenskap is so sterk. Ek is so sterk kind van die Here. En wat gebeur toe die tekkie die teerslaan? Toe sou Petrus nie te sien nie. En die Here Jesus Christus van ver af gevolg. Toe hy daar aan die kruis gehang het, en Maria, sy moeder, en ander Maria daar was, en ander vroue, en die enigste disipel wat daar by die Here Jesus, by die kruis gestaan het, was Johannes. Die res van die disipels het daar eenkant weggestaan van die Here Jesus af. Alles dopgehou. So baie kinders van die Here is op die agtergrond. Hulle hou alles dop. En gou om te kritiseer en allerhande dinge teen kinders van die Here te sê, terwyl hulle eie geestelike lewe nie op standaard is nie. So was Petrus se geestelike lewe nie op standaard nie. En het daar begin, toe die Here vir hom gesê het, waak en bid, en Petrus waak en bid nie. Hy is nie op die plek waar hy moet wees in sy geestelike lewe nie. Hy raak geestelik aan die slaap. En hoe baie kinders van die Here is in die tyd waarin ons lewe geestelik aan die slaap. Liewe toehoorder, ek is nie hier vanoggend om beskuldigings in te bring nie. Maar ek soek die vrug. Ek soek die vrug van die lidmaat. Ek wil dit graag sien. Want dit is wat die Here Jesus Christus daar by die vyeboom gesoek het. Hy het die vrug gesoek. Baie kinders van die Here, wat sondagoggende, dan lê hulle gemaklik in hulle bed, en hulle luister na erediens en sê, maar ek het 'n diens geluister. Ek het daar op die televisie, op die groot skerm, het ek na 'n diens geluister. Dis nie wat God vir ons gesê het nie. Waar is die offers wat hy wil hê jy moet bring? Om 'n Sondag op te staan en daar na die erediens toe te gaan, wat die Here gesê het, julle moet die Sabbat onderhou. Gaan lees maar weer die gebod van die Here. Dit het nog nooit verander nie. Dis maar een aspek wat ek noem vanoggend. Daar is baie terreine wat ons kan aanspreek. Maar gaan kyk maar.
Waar begin die afval by die kind van die Here? By my stilte tyd, my verhouding met die Here wat skade lei. Om Sondag eredienste te skiep, is maar die uitwerking daarvan op die ou ende van die dag. En een aspek, soos ek sê. Nog 'n ander aspek is dat ons kritiseer. Ons begin kritiek lewer oor ander kinders van die Here, ons begin vingerwys. En daardie verdraagsaamheid wat God van ons vra, is nie meer in die kinders van God se lewe nie. Terwyl die Here sê verdra mekaar, in plek dat ons broers en susters ophelp en sê maar kom saam met ons, kom dien die Here, kom help vir ons, kom ondersteun die woord. Waar vind ons die kind van die Here? Ons wys vinger. Daardie tannie, daardie oom, daardie dominee, daardie kerkraadslid wat daar op die bank sit, maar wat van my eie geestelike lewe? Hoe lyk dit voor die Here vanoggend? Is dit op standaard? Is dit reg? Want dit is wat die Here Jesus Christus hier vir ons kom leer van Petrus wat hom verloon het. Omdat sy geestelike lewe nie reg was nie. Hoor maar net, en een van die hoërpriester se diensknegte wat familie was van die man wie se oor Petrus afgekap het, sê, het ek jou nie in die tuin by hom gesien nie. En Petrus het dit weer ontken en dadelik het die haan gekraai. 3 keer in 'n kort tydjie. Dank die Here, Petrus het gaan regmaak met die Here. Toe hy sy fout agtergekom het, besef het wat het hy gedoen, besef het dat die Here Jesus hom gewaarsku het, en seer sekerlik, daardie oomblik toe daardie haan gekraai het, die woord van die Here sê dit nie, maar ek glo daar was oogkontak tussen hom en die Here Jesus Christus, en hy besef wat hy gedoen het, en hy hardloop daaruit bitterlik geween, oor die berou van sy sonde toestand. Het ons nog berou oor sonde? Wanneer ons verkeerd doen teenoor die Here. Wat doen hulle? Hulle vat vir Jesus daar na Pontius Pilatus toe. En toe neem hulle Jesus van Kajafas na die goewerneur se paleis. En dit was vroeg in die môre en hulle het selfs nie in die paleis ingegaan nie, dat hulle nie sou verontreinig nie, maar dat hulle die Pasga kon eet. Pilatus het na hulle uitgekom en gesê, watter beskuldigings bring julle teen hierdie man in? En hulle antwoord en sê vir hom, as hy geen kwaadoener was nie, sou ons hom nie aan u oorgelewer het nie. Hierdie mense kom en hulle bring beskuldigings teen die Here Jesus Christus. Nou weet ons, dis valse beskuldigings, want die Here Jesus was sondeloos volmaak. Maar hierdie mense het allerhande beskuldigings teen hom ingedien, nie minder nie as 3 beskuldigings, wat hulle teen ons Here Jesus Christus voor Pontius Pilatus ingedien het. Dat hulle gesê het, hy is 'n oproepmaker, en dat hulle sê dat hy aanhitser van die volk is, en dat hy homself 'n koning noem, en so bring hulle hierdie beskuldigings teen die Here Jesus in, om hulle saak te verdedig. Pontius Pilatus het die Here Jesus uitgevra. En weet jy wat? Ons Here Jesus het hom net een ding geantwoord, hy vra, is u die koning? Toe sê hy, u sê dit. En dit was genoeg om die Here Jesus Christus se onskuld voor hom te verklaar. Telkens kom Pilatus en hy sê vir hulle, hierdie onskuldige man, wat het hy gedoen? En hy besef dit is weer die neidigheid van hierdie mense, dat hulle hom daar wou aangekla het, sodat hy gekruisig moes word. Toe Pontius Pilatus dan ook hoor, dat hy 'n Galileër is, stuur hy hom na Herodes toe, Lukas 23 vers 7. En nadat hy verneem het dat hy in die magsgebied van Herodes was, stuur hy hom na Herodes, wat self ook in daardie dae in Jerusalem was. En toe Herodes sien, was hy baie bly, want hy was al 'n geruime tyd begeerig om hom te sien, omdat hy veel van hom gehoor het.
En hy het gehoop om een of ander teken te sien wat deur hom gedoen sou word. Verstaan ons hierdie gedagte? Verstaan ons wat hier staan? Hy het gehoop om Jesus te sien. Hy het al die geleentheid gehad in die wêreld om deur Jesus Christus te sien, om met hom 'n ontmoeting te hê. Hy was in die posisie om hom in te roep, om met die Here Jesus Christus te ontmoet, sodat sy lewe verander kan word. Ag, so baie mense hoop om eendag hemel toe te gaan. Hulle hoop om eendag saam met die Here Jesus Christus te wees. Hulle hoop dat hulle sonde miskien vergewe sal word. Maar nooit by daardie plek gekom om by die kruis te gaan kniel waar hierdie vergifnis aangebied word nie. Maar wat sê hy hierso? En hy het gehoop om een of ander teken te sien. Waarvoor is u vanoggend hierso? Om 'n mooi boodskapie te hoor en tevrede hier uit te stap, ek het iets moois gehoor? Of is u werklik om te ontvang van die Here en te besef wat Jesus aan die kruis gedoen het? Hoekom kom u Sondag kerk toe? Is dit om hierdie verhouding met God te laat groei? En ek vertrou so dat dit sal wees dat die woord van God tot voeding van my siel sal dien. En u sal hoop dat ek een of ander teken die dag daar sal sien, of dat ek opgewek sal word deur musiek of wat ook al nie, maar dat ek deur die woord van God bemoedig en versterk kan word vir die week wat ek moet ingaan. Om te hoor wat is God se woord vir my? Waarmee wil God ons as gemeente kom bemoedig en versterk? Is daar nie dinge in die gemeente wat moet reggemaak word, sodat ons moet kom hoor nie? Waarvoor kom ons kerk toe? Wil ons een of ander teken sien wat deur Jesus gedoen word? En dit is wat baie mense op hierdie stadium doen. Hulle soek allerlei tekens en dinge. Kan ek dit so noem? 'n tipe van 'n gevoelsgodsdiens wat mense vandag dan ook het, om dan te sê, daar's lewe in my siel. Liewe toehoorder, die Gees van God bring lewe. Nie allerhande ander dinge nie. Die Gees van God bring die lewe in my hart. Deur die werk van Here Jesus Christus aan die kruis. Wat doen nou Herodes met hom? Trek hom 'n kleed aan, bespot hom, slaan hom. En in daardie toestand stuur hy hom terug na Pontius Pilatus toe. En die woord van die Here sê van daardie dag af het hulle groot vriende geword. In plaas dat hy met die Here Jesus Christus 'n vriend geword het, is hy as vyand van die Here Jesus Christus uitmekaar uit. En so kom die Here Jesus weer voor Pilatus. En al die tragedie wat daar plaasgevind het, hierdie laaste oomblikke voor Jesus gekruisig is. Johannes 19 vers 16, toe het hy hom dan aan hulle oorgegee om gekruisig te word, en hulle het Jesus geneem en hom weggelei. In hierdie oomblikke voordat hy dan ook daarso weggelei sou word, is dit daarso waar hierdie volk dan ook sê, maar gee vir ons, doen aan ons wat jy gewoonlik gedoen het. En wat sê hy? Toe antwoord Pilatus weer en sê vir hulle, wat wil julle dan hê moet ek doen met hom wat die koning van die Jode wat julle van die koning van die Jode noem? En hulle skree weer, kruisig hom. Hierdie Pilatus wat daardie man Barabbas dan oorgelewer het. En op die fees was hy gewoond om een gevangene, die een wat hulle gevra het, vir hulle los te laat, en daar was 'n sekere Barabbas met mede-oproepmakers in die gevangenis. 'n Man wat moord gepleeg het. En hy's bereid om Barabbas vir hulle los te laat. Jesus wat onskuldig is, kom en hy lewer oor om gekruisig te word. Hierdie moordenaar word in Jesus se plek vrygelaat. En wat doen Pilatus in hierdie oomblikke? Hy gaan was sy hande in onskuld en sê ek het niks met hierdie dood van hierdie man te doen nie. Wat doen Pilatus hierdie oomblik? Hy gebruik 'n Joodse gebruik. Hy, 'n Romein, gebruik 'n Joodse gebruik
Want die Jode sou hulle hande gewas het in onskuld. Waar sien ons dit? In die Ou Testament, toe daardie woord van die Here gekom het, as daar 'n persoon skuldig was, hulle kon daardie persoon nie opgespoor het nie, dan moes hulle na die naaste dorp toe gegaan het, waar hierdie oortreding dan ook plaasgevind het van hierdie moord. En daardie owerstes van daardie dorpie moes gekom het, en hulle moes dan hulle hande gewas het, om te sê, maar ons weet nie wie dit gedoen het nie. Ons is onskuldig aan die bloed van hierdie man, wie se dood dan ook hier plaasgevind het, aan sy bloed. En hier kom Pontius Pilatus, en hy gebruik daardie selfde gebruik. Sê, maar ek is onskuldig aan die bloed van hierdie man. Laat julle toesien. En hy gee Jesus oor, om gekruisig te word. Jesus op pad na daardie kruis toe, lees ons in Matteus 27, vers 28 tot 30, toe trek hulle sy klere uit, en werp 'n rooi mantel om hom, en hulle vleg 'n kroon van dorings en sit dit op sy hoof, en 'n riet in sy regterhand, en hulle val op hulle knieë voor hom en bespot hom en sê, wees gegroet koning van die Jode, en hulle spieg op hom en neem die riet en slaan hom op sy hoof. Hierdie verlosser van die wêreld word soos 'n misdadiger behandel. Kyk wat het hulle aan ons, Here Jesus Christus, gedoen. Is die wêreld vandag anders? Is die wêreld vandag regtig anders? As ons daarna gaan kyk, hoe die mense die Christene vervolg, hoe hulle die Christene doodmaak. Selfs in ons eie skole, as daar 'n kind dit waag om in die skool te kom en oor Christendom te praat, hoe hy gespot word. Hoe daar op universiteite, as jy sê jy is 'n kind van die Here, hoe jy moet ly op daardie universiteit, omdat mense nydig is teen die Here Jesus Christus. Dis nie anders as in hierdie tyd nie. Dit is asof hulle ook maar daardie doringkroon vleg en op sy hoof sit, hom slaan met 'n riet, en ook op hulle knieë val en hom bespot en wees gegroet, koning van die Jode. Hoe hulle hom ook spieg in die gesig, en die besef dat Jesus al hierdie dinge vir hulle gedoen het nie. Dat hy al hierdie dinge gedra het, sodat daar vir my verlossing en versoening aan die kruis bewerk kon word. Vers 31 sê, en nadat hulle hom bespot het, trek hulle hom die mantel uit en trek hom sy klere aan en lei hom weg om gekruisig te word. En hierdie tragedie wat nou plaasvind, deur Jesus Christus, wat sy eie kruis moes gedra het. Ja, dit kon nie die hele kruis gewees het, die kruis was te swaar gewees, maar daardie balk, wat hom aan daardie vertikale hout sou vasgemaak het, moes hy gedra het, tot op Golgotha. Maar teen hierdie oomblik kan u vir uself dink, deur Jesus Christus wat gegeesel was, met 'n geesel waarin dit klomp riempies is, en aan daardie riempies, aan die voorkant was daar beentjies vasgemaak, en 'n dokter self wat dit sou ondersoek, sê by daardie geleentheid, of sê by per geleentheid, wat daardie riempies en daardie bene aan daardie liggaam sou gedoen het, as hulle daardie liggaam van die Here Jesus Christus sou geslaan het, en daardie vel vir hom stikkend geruk word, en later so dit so diep gewees het, dat selfs die beendere gesien kon word. En wat sê Psalm 22? Dat hulle my bene kon getel het. Die Here Jesus Christus het daardie straf vir my gedra, hoe hy teen daardie tyd al 'n bebloede man moes gewees het, dat die woord van die Here sê, geen man dat julle hom sou kon erken nie. Dat die woord van die Here sê, dat mense sy aangesig van hom wou weggeneem het. Dink hoe moes dit gewees het, hoe hy sy kruis daar in daardie strate gedra het, daardie bebloede man. En hy was dit bereid om dit vir u en vir my te doen.
Hulle vind Simon van Sirene. Hy dra daar die kruis van die Here Jesus Christus. Nadat hulle hom weggelei het om gekruisig te word. Matteus 27 vers 33 en 34. En hulle het gekom op 'n plek wat Golgotha genoem word. Dit beteken die plek van die hoofskedel. Nou ek weet nie hoeveel van u het al gesien op 'n prent nie. Ons was daar deur die genade van die Here. Dit lyk letterlik soos 'n been, 'n gesig, 'n skeleton. Ek kan nou nie 'n Afrikaanse woord onthou nie, maar dit is hoe dit gelyk het. Die plek waar die Here Jesus Christus buite die laar vir u en vir my moes gelei het. Hulle het vir hom asyn met galg gemeng gegee om te drink. Hoekom sou hulle dit gedoen het? Hierdie was eintlik maar 'n verdowingsmiddel om die pyn te verlig. Maar die Here Jesus Christus het dit nie geneem nie. Hy het die pyn vir u gedra. Die krankhede van elke ene. Liewe toehoorde, daarom is daar genesing in die bloed van die Here Jesus Christus. Want hy het die volle prys van daardie lyding het hy vir u en vir my gedra. En toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie. Hy wou nie daardie verligting gehad het nie. Hoor wat sê Psalm 22 vers 13 tot en met vers 19 oor hierdie gebeure. Baie stiere het my omsingel, sterkes van Basan het my omring. Hulle het hulle mond teen my oopgespalk soos 'n leeu wat verskeur en brul. Hy was gespot, sê die woord van die Here. Ek is uitgestort soos water. Daardie bloed wat uit hom uitgevloei het, dat later toe hulle daardie spies en daardie sy insteek, en daar net water en bloed, wat dan ook gemeng is uitgekom. Wat praat van daardie liggaam, wat binnekant so seer gekry het vir die mensdom, dat sy hart geskeur het vir die mensdom. Al my beendere raak los. En liewe toehoorder, as hy hier sy beendere raak los, dan beteken nie dat sy bene gebreek is nie, want dan was hy nie die volmaakte lam nie. Maar sy bene was nie gebreek nie. My hart het soos was geword. Dit het gesmeld binne in my ingewande. Hier sal dan die woord van die Here kom sê dat sy hart geskeur het vir die mensdom. My krag is verdroog soos 'n potskerp. My tong kleef aan my verhemelte. Hoekom? Van daardie dat die vloeistof uit sy liggaam uit is. Daardie tong van hom wat begin opswel het, aan sy verhemelte begin vaskleef het. En hy lê my neer in die stof van die dood, want honde het my omsingel en bende kwaaddoeners het my omring. Hulle het my hande en my voete deurgrawe. Daar aan die kruis is hy vasgenaal vir u en vir my. En dit was sekerlik die pynlikste dood wat hulle iemand kon gegee het op daardie tyd. En Jesus het dit vir u en vir my gedoen. Al my beendere kan ek tel. Vleis wat uitgeruk is, spiere wat oopgeskeur is, sodat dit tot op die been toe sigbaar is. Hulle kyk, hulle sien met welgevalle op my neer. Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Dit was wat hulle met ons Here Jesus Christus daai dag gedoen het. Hoe hy daar aan die kruis vir u en vir my versoening en verlossing bewerk het. Die laaste gedagte. Jesus se begrafnis. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder. En die aarde het gebewe en die rots het geskeur. Wat het gebeur toe Jesus daar sterf aan daardie kruis? Toe hy vir ons toegang berei tot God die Vader. Daarom maar die woord van die Here sê dat ons as kinders van die Here wat in die regte verhouding tot God is, die vrymoedigheid het om in te gaan in die teenwoordigheid van God. Hoekom? Jesus het vir ons die weg gebaan. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Deur die voorhangsel wat geskeur is, het hy vir almal toegang tot die Vader bewerk. Vir u en vir my, vir elke sondaar, sodat ons gered kan word en dat ons in 'n lewende verhouding met God die Vader mag staan. En toe dit aand geword het, daar 'n ryk man van Arimatea gekom
en met die naam van Josef, wat self ook 'n disipel van Jesus was. En hy het na Pilatus gegaan en die liggaam van Jesus gevra. Toe beveel Pilatus dat die liggaam afgegee moes word. Verstaan ons wat hier gebeur het? Die Here Jesus Christus, wat daar aan die kruis gehang het, daar gesterf het, as volmaakte lam vir u en vir my, waarvan die bene nie gebreek is nie. Baie van die gevangenes wat daar aan die kruis, aan daardie dood, dan ook blootgestel was, het tog teen daardie tyd, wat het sou 6 uur aanbreek, wat al daardie liggame van die kruis af moes gewees het, want die Here het gesê, daar mag nie, na 6, mag daar nie iemand aan die kruis, aan daardie hout hang nie. En wat het hulle dan gedoen? Hulle het gekom en daardie gevangenes se bene gebreek. Hoekom? Sodat hy nie meer kon asemhaal nie. Sodat hy moes versmoor. Want daar aan daardie kruis moes hulle op en af beweeg. Op en af. Wanneer hulle opgegaan het, het hulle asem ingetrek. Wanneer hulle afbeweeg het, het hulle asem uitgeblaas. So baie van hulle se bene moes gebreek word, sodat hulle teen 6 uur moes versmoor het. Maar die Here Jesus Christus was reeds dood teen daardie tyd. En daarom toe hulle by Pontius Pilatus kom, toe kon hy nie verstaan dat Jesus al dood was nie. Hoekom? Die sondelose, volmaakte offer. Want dis wat die woord van die Here vir u en vir my sê. 1 Petrus 1 vers 19, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos. Sy bene is nie gebreek nie. Al het dit losgeraak, is daar nie een been wat gebreek is nie. Daarom was hy die volmaakte offer vir u en vir my. Want hierdie ding het gebeur dat die skrif vervul sou word, geen been van hom sal gebreek word nie. Daarom kon die Here Jesus Christus uitgeroep het, Johannes 19 vers 30. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. Tetelestai, is afgehandel, die werk is afgehandel. Daarom, liewe toehoorder, daar kan niks by die redding gevoeg word nie, en daar kan niks weggeneem word. Dis nie redding plus doop, dis nie redding plus tale, dis nie die redding en allerhande ander dinge wat daarby kom nie. Die volbragte werk is aan die kruis vir u en vir my bewerk. En daarom kon hy sê, dit is volbring, dit is afgehandel. En daarom het die woord van die Here sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God genoem te word, aan hulle wat in sy naam glo. Romeine 3 vers 25. Hom het God voorgestel in sy bloed, as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God. Jesus het vir ons geregtigheid geword. Daarom moet ons met sy geregtigheid bekleed kan word. Geregtigheid beteken om in die regte verhouding te wees en in die regte weë te wandel. Verskoon tog. Matteus 27 vers 54. En toe die hoofman oor 100 en die wat saam met hom Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat gebeur het, het hulle baie bevrees geword en gesê, waarlik, hy was die seun van God. Die belydenis daarvan, dat Jesus Christus die verlosser van hierdie wêreld kom word het. Onskuldig in u en my plek kom sterwe het. Die kruiswerk van die Here Jesus Christus vir u en vir my. Barabbas losgelaat sodat Jesus gekruisig moes word. En ons weet dat dit deur God so bepaal is, dit is wat Romeine 3 vers 25 sê, hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof. Op die regte tyd het God dit vir u en vir my kom doen. Barabbas was losgelaat in die plek van Jesus. Jesus wil u loslaat in sy plek. Hy het vir u aan die kruis gesterwe.
Die woord van die Here sê nie hoe Barabbas na die tyd gaan leef het nie. Maar liewe toehoorder, dis juis deur die Here Jesus Christus se versoeningswerk, waar hy God se hand kom vat het en ons as mense hand en ons by God wil uitbring, het u al dit in die lewe ervaar, dat u met God versoen is. Jesus het in u plek gesterwe. Jesus het in daardie man wat eintlik moes gesterf het, Barabbas, se plek gesterwe. Hy die onskuldige in die skuldige se plek. Barabbas was skuldig aan moord. Hy was 'n sondaar. Jesus, sondeloos volmaak, sterf in sy plek. Jesus sterf in u en my plek. Hoe leef u nou in daardie lewe, waar Jesus vir u wil loslaat, vrymaak, en 'n nuwe lewe wil kom gee? Barabbas het 'n tweede kans gekry. God gee vir u 'n tweede kans. Hoe leef u nou met daardie lewe wat Jesus vir u wil kom gee? 'n Lewe van ewige lewe. 'n Lewe van oorwinning. 'n Lewe waar ek nie nodig het om te volhard in sonde nie. Waar ek verlos kan word van my sonde, waar ek vrygemaak kan word, waar die bande van die sonde en daardie sondebak by die kruis neergelê kan word. Het u dit al in u lewe kom doen? Jesus het vir u aan die kruis gesterwe. Hoe leef u nou met daardie nuwe lewe wat Jesus vir u wil gee? Lewe van oorwinning, lewe van liefde, lewe van vergifnis, het u dit al ontvang? En as u dit nog nie ontvang het nie, dis waarvoor Jesus aan die kruis gesterf het, vir u sonde. Deur sy bloed is daar vergifnis van u sondes. Gaan lees maar Efesiërs 1 vers 7, Kolossense 1 vers 14. Juis deur daardie bloed wat gevloei het, is daar vergifnis en verlossing. Mag die Here genade skenk, ook vir ons as kinders van die Here, om te besef, ons kan deur dit wat Jesus aan die kruis vir u en vir my gedoen het, in 'n oorwinningslewe leef. 'n Lewe toegewy aan die Here, moontlik gemaak deur die wonderlike kruis. Toe Jesus kom wys het, wat beteken toewyding daar in die tuin van Getsemane. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir dit wat u vir ons aan die kruis kom doen het. Ag Here, hierdie is maar 'n ou prentjie wat 'n mens in die woord van die Here probeer skets, maar die ware gebeurtenis, as ons daar moes gewees het, sou ons glo in ons harte geruk gewees het. Maar tog, Here, was daar mense wat hulle kop geskud het, sê die woord van die Here. Die omstaanders om die kruis. Dat daar mense was wat u gespot het en gesê, u sê dat u die seun van God is. As u dit is, dan moet u van die kruis afkom. Ag Here, al die spottery wat daar plaasgevind het. Maar tog was daar 'n klein groepie wat erken het dat u die seun van God is. Johannes, daardie vroue wat daar was, 'n klein groepie wat om die kruis vergader het, wat sy verhouding met u reg was. Ja Here, daar was disippels wat u van ver af gevolg het, te bang vir hulle lewe, te bang oor daardie Christendom wat hulle moes aflê en bely. Here, u weet self waar ons met u staan vandag. Of ons vandag mense is wat u van ver af volg, en ons verhouding met u moet weer regkom, dat ons naby aan u sal lewe. Bring ons in die regte verhouding, want dit is tog waaroor die kruiswerk gaan. Vir hulle wat ongered is, nog nooit Jesus as verlosser en saligmaker aangeneem het nie. Ag Here, dat so 'n persoon vandag sal uitroep en dit sien, Here, wat u aan die kruis vir hom of vir haar gedoen het, en dat hulle hierdie boodskap sal neem en dit deel maak van hulle lewe. Dankie dat u vir ons sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God genoem te word, aan hulle wat in sy naam glo. Hierdie verlossingswerk, dat ons dit kan glo
en dat ons dit kan deel maak van ons daaglikse lewe. Skenk genade, Here, ontmoet U met ons, praat met ons die res van hierdie dag, en berei ook ons harte en ons lewens voor, ook vir Sondag, wanneer die woord verkondig word, en ons ook dan die nagmaal sal vier. Word U verheerlik in ons midde. Amen. Ag, liewe toehoorder, daar agter is 'n boekie Stap vir Stap. As die Here met U gepraat, U weet die verhouding met hom is nie reg nie. Neem vir U 'n boekie daar, gaan werk daar die boekie deur, en ek glo die Here sal met U ook kom ontmoet. As U in gehoorsaamheid daarna luister en dit doen. Kom ons sluit af met daardie kosbare lied, deur te sien op die kruis is daar lewe en heil, is daar lewe vir jou en vir my. Daar's 3 verse, let op die woorde, en dan gaan ons die Here se naam ook op so 'n wyse groot maak. Vang die seën van die Here en gaan sy wonderlike vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.